Goeiemôre broers en susters, baie welkom hier vanoggend as gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons vertrou ons sal 'n geseënde tyd saam hê en dat ons waarlik die woord van God sal hoor soos dit moet spreek tot ons deur die Heilige Gees. Kom ons sluit die oë. O Here, ons God en Hemelse Vader, ons kom na U toe in ons swakheid en kleinheid en ons vra dat U ons sal seën. Dat U deur die Heilige Gees in ons midde sal wees en dat U alles sal ophef na U toe tot eer van U naam. Gee vir ons kalmte en rustigheid. Gee dat ons aandag sal gee aan wat U deur U woord vir ons wil sê. Seën elkeen wat hier teenwoordig is vanoggend, ook hulle wat nie hier is nie, wat miskien siek is of sleg voel, en bewaar en beskerm die hele gemeente. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broeders en susters, ons lees vanoggend uit Kolossense 1 van vers 15 af en die fokus-teks is vers 28. Die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte. Alles is deur hom geskep en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste. Die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon en om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandig gesind teenoor hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Maar dan met julle vas en seker sterk bly staan in die geloof, en julle nie laat losruk van die hoop wat in julle gewek is, deur die evangelie wat julle gehoor het nie. Dit is die evangelie wat aan al die mense op die aarde verkondig is, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. Ek is nou bly oor al die lyding wat ek ter wille van julle moet verduur, want die vervolging van Christus het nog nie geëindig nie. Ek verduur my deel daarvan ter wille van sy liggaam, die kerk, waarvan ek 'n dienaar geword het volgens die opdrag wat God my gegee het, om sy woord ten volle aan julle bekend te maak. Dit is die geheimnis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk en heerlik hierdie geheimnis vir die nasies is. Die inhoud daarvan is, Christus is in julle, hy is julle hoop op die heerlikheid. En dan veral vers 28, hom verkondig ons deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. En dan 'n nagedagte wat Paulus hier insit, daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Broer en suster en kinders, die visie van hierdie gemeente is om te lewe as nuwe mense vir God en vir ander. En dit is 'n wonderlike mooi visie wat saamvat eintlik waaroor die prediking vandag gaan. Want die tema van die prediking vandag is God se program vir gelowiges se ontwikkeling. As mens so 'n visie opstel of 'n missie of 'n roeping, verskillende gemeentes noem dit verskillend, dan maak dit weer 'n klomp energie los.
Daar kom kreatiwiteit na vore, sodat mense besef, maar waaroor gaan dit regtig? En ek glo dit het ook gebeur met die opstel van hierdie visie van hierdie gemeente. Maar waaroor dit eintlik gaan, is om te vra, wat wil God hê, moet ons doen? Hoe moet ons leef binne in hierdie gemeente, binne in die kerk van Christus, hier en wêreldwyd? Gaan kyk ons na die teks in Kolossense 1 vers 28, dan kan dit net sowel 'n gemeenteroeping wees of 'n opdrag. Iets wat vir elke Christelike gemeente wêreldwyd, of dit nou in Suid-Afrika, in Indonesië, of in Kenia, of in Amerika is, kan dien as riglyn. Kom ons kyk net eers vinnig waaroor Kolossense gaan. Paulus se brief aan die Kolossense is besonder ryk en volgepak met verskillende belangrike dinge. Hier kom verskillende motiewe en lyne bymekaar in net 4 hoofstukke. En daarom is dit verstaanbaar dat die Bybel in praktyk, wat baie van u seker self het en lees by die huis, 4 hooftemas identifiseer in Kolossense. Die eerste is Christus is middelaar, tweede Christus is hoof van die kerk, derde eenheid met Christus, en dan die gevare van mensgemaakte godsdiens. Die eerste gedeelte van Kolossense 1, wat voor vers 28 kom, is eintlik 'n voorbereiding om te lei na 'n hoogtepunt in vers 28, van hierdie program, kan ons maar sê, tussen aanhalingstekens, wat God daarstel vir sy kerk. Die eerste gedeelte tot by vers 14 is wat God self vir die gemeente doen, en wat Paulus se betrokkenheid is. Dis 'n interessante patroon in die Pauliniese briewe, is dat hy altyd begin met wat God gedoen het. Ons noem dit die indikatief, die gegewene. En dan volg daarna, wat ons noem die imperatief, wat jy moet doen, hoe jy moet reageer. So in een van Paulus se briewe begin met wat jy moet doen nie. Begin eers wat God alles gegee het, wat God gedoen het, hy het jou gered, hy het jou verlos, hy het aan jou die genade verleen, en dan vloei daaruit voort, dit wat jy moet doen, die imperatief. Ons het dus hier in Kolossense en ook in hierdie gemeente, te doen met gelowiges wat gered is, wat weet waaroor dit gaan, wat sondag na sondag na preke luister, wat verstaan, hulle is verlostes in Christus, en dat hulle niks kan bydra tot hulle saligheid nie. Nou, hoekom is Kolossense 1 vers 28 dan so belangrik? Kom ons fokus in op hierdie vers, wat ons teksvers is. Kom ek lees dit vir u voor uit die 1953 vertaling, wat meer letterlik is. Daar staan, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. En dan natuurlik wat Paulus byvoeg, sy eie passie, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking wat in my werk met krag. Die feit dat Jesus Christus voorop staan, eerste genoem word, die belangrikste is betekenisvol. En dit word juis in die taal ook so weerspieël. As jy wil iets belangrik sê, dan begin jy mos die sin daarmee en sê, niks anders is so nie. Of jy sê, hy het dit gedoen, om die aandag op die eerste persoon, eerste woord wat in die sin staan te plaas, en dis wat Paulus hierso ook doen. Jy sien, die punt is dus, Jesus Christus is die sentrale fokus van die kerk en in die kerk. Op 'n ander plek sê Paulus, hy wil niks anders weet as Jesus Christus en hom as gekruisigde nie. Dit is eintlik die kern waarom alles draai, die skarnier kan ons sê, waarom die kerk gaan. En nou moet ons antwoord daarop,
Nou moet ons eerlik sê, elkeen van ons en ons as gemeente saam, is dit regtig die sentrale fokus van die kerk? Kan alle besluite, gesprekke, beplanning en belewing van ons geloof eerstens en finaal en altyd getoets word aan die eis? Gaan dit oor en kom dit vanuit Jesus Christus, ons verlosser en middelaar? Is ons evangelisasie, ons sosiale of maatskaplike betrokkenheid, die kinderbediening, die aandag aan die pastorale werk, al die dinge wat belangrik is en wat gedoen word, in die eerste plek gerig en gemik op wie Jesus Christus is? En hoe kan dit bydra tot die koms van sy koninkryk? Dit beteken myns insiens dat ons eie lewe so anders gemaak is deur die feit dat ons klaar gered is. En dit moet ons weer vir mekaar sê, ons is klaar gered, ons kan nie bydra tot ons redding nie. Ons lewe is anders gemaak omdat ons klaar gered is. En dan moet jy op 'n ander manier lief hê, op 'n nuwe manier. Die skrif is vol daarvan om te sê, ons is nuwe skepsels, ons is nuut gemaak. Dis anders. Ons is op 'n ander manier gelowiges as mense wat miskien maar net uit 'n tradisie kom van kerk toe gaan of sê hulle is Christene. Ons het 'n ander gerigtheid en 'n ander geloof en 'n ander verdraagsaamheid, selfs teenoor mense wat verskillend van ons is, ook wat geloof betref. Ook buite die Christelike geloof. Ons moet vra, hoe gaan jy en jou medegelowige in hierdie gemeente, in hierdie kerk en binne die groter NG Kerk met mekaar om? Maar ook, hoe tree jy op teenoor die wêreld daar buite, want jy is nie net in 'n isolasie hier in een kerk nie. Het u al daaraan gedink dat die kerk die enigste instelling in die wêreld is wat bestaan ter wille van mense wat nie aan hom behoort nie, aan haar behoort seker nie. Die kerk is eintlik 'n lig op 'n berg en so sout wat die boodskap moet versprei van verlossing in Jesus Christus. Hierdie teksvers is egter gerig vanoggend op hierdie gemeente en wat hier vir ons te doen staan. Kom ons analiseer bietjie die woorde. Die woord vermaan word hier heel eerste gebruik. Vermaan kan beteken aanmoedig of selfs onderrig. Die 83 vertaling voeg die twee sake saam en vertaal dit met onderrig en leer. En dan word hier elke keer verwys na elke mens, 3 keer. So asof hierdie ding van individuele, persoonlike mense, individuele aanpak, baie sterk na vore moet kom. Dit word by elkeen van hierdie dinge gekoppel. Nie net in Hebreë nie, maar elke mens. En dan die kwalifikasie, die nader beskrywing daarvan met wysheid. Wysheid in die Bybel is nie dieselfde as kennis en verhewe insigte nie. As ons partykeer wysheid gebruik, dan bedoel ons eintlik iemand is baie slim. Maar in die Ou Testament was die hele tradisie van wysheid, dit dui op praktiese lewenswysheid. 'n Mens wat weet wat om te praat, wat om te doen, en watter dinge om reg te leef en te beleef. So iemand wat in sy totaliteit God ken en sy gebooie nakom. Wat is dan die doel van hierdie aktiwiteite? En dis die mooie, dat hierdie teksvers noem hierdie sake, vermaan, onderrig, leer, dan loop dit uit tot 'n wonderlike doel, en dit is om elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus te bring. Of soos die ouer vertaling dit stel, om elke mens volmaak aan Christus Jesus voor te stel.
geval 'n opdrag, né? Die Here verwag van ons dat elkeen van ons medebroer en suster, eintlik op 'n stadium eendag of vroeër kan stel voor Christus en sê, hier is hy of hier is sy volmaak. Hulle lewe het gegroei, hulle het gegroei in hulle heiligmaking. Ons het aan die begin gesê dat dit God se program is, maar ons moet dit uitvoer. Weereens die ding van die gegewene en dan die uitvoering, die toepassing daarvan in die lewe. Hoe kan ons as gemeente by mekaar betrokke wees? Jy sal sekerlik 15 of 20 maniere kan noem, maar kom ons kyk na 'n paar. In die eerste plek gebed vir mekaar. Deurgaans, maar ook as daar krisisse is. Dit is my 'n vreemde ding wat in die kultuur, ons Afrikaner kultuur leef. Miskien is dit 'n vorm van skaamheid, dat ons sê, ek sal aan jou dink, as ons hoor iemand is siek of iemand kry swaar. Nou wat in die wêreld beteken dit om aan iemand te dink? Om te gaan stilstaan daar in jou huis en nou te dink aan die een wat siek is, of wat swaar kry of moeite het. Nee, ons moet vir mekaar bid. En dit vir mekaar sê. En dan, 'n ding wat ons baie keer nalat, gebed vir die predikant. Julle het 'n predikant wat al vir baie jare met groot toewyding sy werk hier doen. Hy werk hard, hy verloor partykeer slaap. Hy's toegewy. Sy voorbereiding is perfek. Bid ons vir hom. En daarmee saam natuurlik vir die ander ouderlinge en diakens. En eintlik almal in die kerk. En veral as mens hoor van iemand wat siek is of swaar kry. Nou in die COVID-tyd, ek dink is dit te meer belangrik dat ons inskerp om, al kan jy nie na iemand toe gaan nie, al kan jy nie van 'n handdruk gee, of 'n drukkie gee, hand om die lyf, of wat ook al nie, kan jy daarom vir so iemand 'n boodskapie stuur, al is dit 'n stemboodskap wat hy kan hoor en na luister. Verder kan ons mekaar bemoedig deur vermaning, deur versterking in die geloof. Ons weet dalk nie altyd wanneer iemand swaar kry nie. Ek het studeer baie jare gelede in Amerika, en ek was eendag baie afgewees. Kan nie onthou wat die agtergrond was nie. Maar daar het 'n man na my toe gekom, Frank Marsh, ek sal dit nou nog onthou in die res van my lewe. En hy het my so om die skouers gevat, sê, George, you're a fine man. Ek weet nie wat het hom gedwing om dit te sê nie. Maar dit was vir my so versterkend en verrykend. Net daai een sinnetjie wat Frank gesê het. Ek wens ek kan hom eendag weer sien om vir hom vertel wat dit vir my beteken. Ons het verantwoordelikheid vir mekaar, broers en susters. Paulus het lang gedeeltes geskryf oor die mekaar teks. Ons noem die mekaar tekste. Vergewe mekaar. Wees lief vir mekaar. Bou mekaar op. As al baie mooi studies gedoen oor die mekaar. En dan mekaar is natuurlik 'n wederwysige ding. Jy na die ander een toe en die ander een na jou toe. En dis wat ek dink een van die groot goed is in ons kerke wat soms ontbreek. Is hierdie wederkerigheid na mekaar toe. Miskien is dit omdat ons lewens so besig is. Miskien het ons juis met COVID-tyd nog meer teruggetrek aan ons huise en in ons persoonlikhede aan een kant gaan sit. Maar dit is altyd geldend in die kerk. Dit is wat die kerk 'n ander kwaliteit gee, as mense omgee vir mekaar, as hulle daar is vir mekaar. Ek weet nie presies hoe dit in die gemeente werk nie, maar ek glo die dinge word gedoen. En dan sê Paulus vir ons in 2 Tessalonisense, julle moet dit nog meer doen. Ons moet ons daarop instel om dit wat ons doen nog meer en beter te doen. Het lyk vir my,
Enige gemeente, en daarmee het ons begin, kan hierdie teksvers gebruik as 'n gemeenteroeping, as 'n soort van 'n omvattende missie of visie of wat jy dit ook al wil noem. Verkondig, vermaan, onderrig om voor Jesus Christus te stel. Maar ek seker as dit gebeur in hierdie gemeente, dan kan vervul word wat die visie is, om te lewe as nuwe mense vir God en vir ander. My gebed is dat die Here God u seën in hierdie gemeente, en dat u dit so mag vind, dat u so met God en met mekaar saamleef. Amen. Kom ons dank saam. O Here, ons is weer eens dankbaar dat ons die rykdom van u woord kan hoor. Dat u deur u woord bevestig dat u ons liefhet. En dat ons Here Jesus Christus so wrede dood aan die kruis gesterf het, sodat ons kan lewe. Dankie daarvoor. Gee dat ons sal leef soos wat u van ons vra in u woord. Dat ons mekaar sal vermaan en onderrig en bemoedig, onderrig en leer, en dat ons so mekaar voor u volkome sal stel. Gaan met ons in hierdie week, lei elkeen veilig op die paaie wat ons gaan ry. Wees met die predikant, met Dominee De Beer, en seën hom en sy gesin. Ons vra dit omdat ons so diep afhanklik van u is vir alles in ons lewe. Deur Jesus Christus alleen. Amen.